Verandering is vir almal van ons mos maar 'n uitdaging, wat ons dwing om aanpassings te maak by ons normale lewensritmes wat ons nie gewoonlik doen nie. Baie welkom weer terug in ons ritmes by dag 18 van jou lewendige dagstukkies. Die tema vir vandag is: kry jou kop op die regte plek. 2 Kronieke 20 vers 15. Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Bergtoppe inspireer leiers en gewone mense, maar dit is in die valleie waar karakter gebou word. Kry jou kop op die regte plek. Die bekende Franse skilder Henri Matisse het wêreldwye beroemdheid vir sy kunswerke verwerf. Tog het hy gesê dat die laaste klomp werke wat hy voor sy dood gedoen het, die beste weerspieël het wie hy is en waar sy hart op daardie stadium was. In plaas daarvan dat hy met verf geskilder het, het hy begin om met helderkleurige papier skilderye te maak. Die rede was dat hy gediagnoseer is met kanker en dat hy soms lang tye in die bed moes deurbring. Hy het hierdie helderkleurige skilderye teen sy kamer se mure opgesit, om hom te help om positief te kon bly, ongeag van sy omstandighede. Elkeen van ons land ook een of ander tyd in die noutes van die lewe. Dit is dan wat ons begin vra en begin worstel met dinge wat ons nie kan verstaan nie. Dit gebeur nie net met elkeen van ons persoonlik nie. Dit gebeur ook met volkere. Die Judeërs was op 'n baie moeilike plek. Die Moabiete, Ammoniete en die Meuniete het opgetrek teen Israel. Koning Josafat was bang vir die vyand en het 'n vasdag uitgeroep. Die Gees van God het oor die Lewiet Jagasiel gekom en hy het gesê: "Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie." Hulle het die fokus van die vreesbevange Judeërs verskuif van die vyand na die God wat hulle aanbid. Terselfdertyd het hulle met lofliedere begin om God te loof en te prys. Toe die Judeërs kom op die plek wat God vir hulle aangewys het hulle die vyandelike soldate almal dood aangetref. Dit het hulle 3 dae geneem om al die wapens, klere, proviant en al die ander dinge van die vyand bymekaar te maak. Toe hulle daarmee klaar was, het hulle weer bymekaar gekom en God geprys vir die wonder wat hy gedoen het. Hulle het die plek Baraka genoem. Dit beteken die seën van die Here. Juis in die noute tye van die lewe is dit so wonderlik om te weet dat God besig is met iets wat baie groter is as wat ons wil hê van hom. Ons wil meeste van die tyd hê dat God gou moet ingryp en vir ons gee wat ons van hom verwag. Die toets van geloof is of ons God volkome vertrou om dit te doen wat hy weet die beste vir ons is. In ons stil word en klein word voor God en ons erkenning van dat net hy ons situasie kan verander, kom verras hy ons ook met die onmoontlike wat net hy kan doen. Loof hom vir sy voorsiening vir soveel meer. Van God se skoot word ons probleme klein. Vanuit ons eie vermoë is alles groot. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om God te vertrou met ons alles in moeilike situasies? Wat dink jy sal gebeur as ons onsself voor God verootmoedig en hom toelaat om vir ons te wys wat sy wil is? Hoe gaan jy vandag begin om God te prys vir sy verrassingsuitkomste? Here, vergewe my dat ek my ook so blind staar teen my vrese en uitdagings, dat ek nie meer die helder kleure van u liefde, genade en voorsiening kan sien nie. Help my ook om my negatiewe omstandighede in geloof met die helderkleurige papier van u goddelike almag in te kleur. Amen. Mag ek en jy ook ervaar hoe God ons deur sy Gees hierdie week
kom verras met sy verrassingsuitkomste vir ons probleme. Gee oor en laat God toe om te doen wat net hy kan. Mag die Here jou ryklik seën, liefde groete, Sjaal.